Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens sal dien tot die eer van die Here en vir u almal tot opbou in die geloof. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte voordat ons met die erediens begin. Die wydingslied vanoggend, Psalm 116. Ons sing die eerste, die 9de en die 10de verse as wydingslied. En ons lofsang is gesang 36, verse 1, 3, 5 en 7. Gesang 36, verse 1, 3, 5 en 7, ons lofsang. Psalm 116, vers 1, 9 en 10, ons wydingslied, wat ons staande sing en ons bly staan tot na die lofsang. Ek is die goeie herder, sê die Here Jesus. My skape luister na my stem. Geliefdes, genade, vrede en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen.
In die spieël van die wet, broers en susters, ontdek ons steeds ons eie sondigheid. En dit dryf ons na die arms van Jesus Christus as ons enigste saligmaker en verlosser. Luister dan nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die skrif leer, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Daarom bely ons sonde in ootmoed voor die Here, met Gesang 80, die 4de vers. Aan elkeen wat met ware berou en in opregte geloof sy toevlug neem op Jesus Christus, verseker die woord van die Here, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons nou ons algemene Christelike geloof en elkeen spreek in die hart soos volg. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ek glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie,
van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en 'n mens geword het, wat ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. Ek glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes. Ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Nou dat ons geloof bely het, wy ons opnuut ons lewe aan die Here toe, met die sing van gesang 318, al 3 verse. Ons open die woord van die Here, broers en susters, by die tweede brief van Paulus aan die Korintiërs, die 4de hoofstuk van vers 1 tot by vers 15. 2 Korintiërs 4 van vers 1 af. En terwyl ons nou die Bybel oopgemaak het, kom laat ons eers saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir die skatte en gawes wat U aan ons skenk in Jesus Christus. In Hom het U ons U kinders gemaak, aan ons versoening vir die sondes geskenk. In Hom versuur U ons lewe met deugde en gee U ons deel aan die vrede wat alle verstand te bowe gaan. In Hom vul U ons bestaan in hierdie jammerdal met blywende vreugde. U skenk aan ons in Jesus Christus U liefde, en U skenk aan ons die Heilige Gees, sodat ons kan lief hê. U bring lig in ons duister, en laat U lig ook deur ons skyn in die duister van ons wêreld. Elke dag gee U aan ons alles wat ons nodig het om van te lewe, en alles wat ons nodig het om U te ken en U te dien. U skenk aan ons U woord as 'n lig op ons pad en 'n lamp voor ons voete, as die manna waarmee ons gevoed word op ons reis na die ewigheid. Vir al die skatte en gawes dank ons U
en ons bid. Here, laat dit vir ons die ware rykdom van ons lewe wees. Laat ons nie die aardse en tydelike dinge ons hart gee en daarin ons skat soek nie. Laat ons hart by Jesus Christus wees, dat hy ons skat is en ons lewe vul met sy rykdom. Dit bid ons in sy naam. Amen. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen. En ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie. Maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek vir die wat verlore gaan, die ongelowiges en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie op hulle sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en ons self as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. En omdat ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskrywe is, dat ek het geglo, daarom het ek gespreek, glo ons ook, daarom spreek ons ook. Want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. Want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade, wat groter geword het deur so baie mense, die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat die Here se woorde hoor en dit ook sy eie maak. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Die teks, broers en susters, verwys na die skat wat ons het. Ons het hierdie skat, dis ons sin. Dit behoort aan ons, dis die skat van ons lewe, dis ons rykdom in Jesus Christus. En elke gelowige deel in hierdie skat. En wanneer ons oor die rykdom in Jesus Christus praat, dan kan 'n mens jou dadelik die rykdomme van sy verlossingswerk in die gees na vore roep. Die rykdom daarvan dat ek 'n kind van God is, met vrye toegang tot hom, dat ek kan deel in al die vrugte van die verlossing, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Die rykdom daarvan, dat die Heilige Gees in my hart kom woning maak, en my hele lewe rig en my lei op die pad na die ewigheid toe. Die rykdom van die geloof wat hy in my werk, waaruit ek kan lewe. Die rykdom daarvan dat ons lewe hier al gevul is met hemelse kwaliteit.
dat dit vol vreugde is in Jesus Christus, ten spyte van alle omstandighede. Dat ons in vrede kan leef met God en mens, selfs met ons vyande, en dat ons sonder angs en vrees kan lewe in die teenwoordigheid van God, want hy het beloof, ek sal by julle wees, al die dae tot aan die volëinding. Natuurlik kan ons baie meer van hierdie skatte en rykdomme byvoeg, broers en susters. Ons lewe is ryk aan liefde, ryk aan deugde, ryk aan die vrugte van die Gees, aan die dade wat God vir ons voorberei het om te doen. Inderdaad, met sy verdienste het Jesus Christus vir ons 'n rykdom verwerk, wat onuitputlik is. 'n Skat waarin ons voortdurend die een juweel na die ander kan uithaal. En nou sê die apostel, hierdie skat het ons, en ons het dit in erdekruike. Wat meer is, hierdie skat is in erdekruike, maar dis nie vir ons alleen bedoel nie. Hierdie erdekruik is nie bedoel om hierdie skat toe te sluit as het ware in 'n kluis en dit te beskerm sodat niemand anders daartoe toegang kan hê nie. Inteendeel, hierdie skat van Jesus Christus is nie bedoel om weggesluit te word nie. Is nie bedoel om eers iewerster versteek te word dat niemand dit kan kry nie. Daarom is dit in erdekruike. Dat dit oral sigbaar kan word en maklik toeganklik kan wees. Hierdie skat is die skat wat nie weggesteek kan word nie, maar uitgedeel moet word. En hoe meer ons dit uitdeel, hoe groter word die skat. Want die skat is nie net die gawes en skatte wat die Here Jesus vir ons gee nie. Dit vloei voort uit die ware skat. Die ware skat wat ons in ons erdekruikies het, is Jesus Christus self. En in hom het ons die skat van God se liefde en die skat van lewe wat daaruit voortvloei. Jesus Christus is die liefde van God. En in hom is die lewe vir mense wat dood is vanweë die sonde. En hierdie skat is ons sin. Dis vir ons gegee. En uit hierdie skat leef ons. En hierdie skat deel ons met almal om ons. Dit vloei van ons uit voort, die liefde van God. En die lewe wat Christus bring na die wêreld toe om ons. En nou sê Paulus, dat dit die wonder is van ons dienswerk. Dis waartoe ons geroep is. Ons het hierdie skat ontvang om dit uit te deel. Paulus is 'n apostel wat nie een moes wees nie, dit weet ons. En daar is baie mense wat Paulus se werk met agterdog beheen het, en wat ook gesê het, Paulus behoort nie as 'n apostel op te tree nie. Veral in die gemeente van Korinthe was daar baie teenstand teen Paulus in sy ampt. Nou verdedig Paulus op baie maniere sy ampt en sy apostelskap. En as sommige beweer dat sy werk skipbreek ly omdat mense dit nie begryp nie, dan sê Paulus, julle moet goed verstaan, ek is nie uit eie beweginge 'n apostel nie. Ek het my nie self aangestel nie. Maar na die barmhartigheid van Jesus Christus het hy my 'n apostel gemaak. Hy het my gestuur. En ek het dit ontvang as 'n dienswerk, as 'n slawewerk. Ek is 'n slaaf van Christus vir julle. 'n Slaaf wat om julle ontwil 'n apostel is.
En wat ek het om te gee, is baie nou verbonde met dit wat ek in Jesus geword het. 'n Apostel wat die skat van die lewe en die liefde uitdeel. En dit geld natuurlik ook vir ons. Nie een van ons meld homself aan as 'n gelowige nie. Almal van ons leef uit die genade van God, wat ons deur sy Gees aan hom verbind het, en wat ons geroep het om getuies te wees daarvan, dat Jesus die lig en die lewe is, dat Jesus die Here is, wat oor alle dinge regeer, wat ons sonde versoen het, en ons met God in vrede gebring het. En ons kan onsself nie daaraan onttrek nie, maar ons is maar erdekruike. Ons is nie mense met baie invloed nie, of mense met groot rykdomme nie, of mense met aansien en gesag nie. Ons is maar net mense. En ons doen dan ook so, dat ons nie probeer om in ons eie krag hierdie skat vir mense te laat duidelik word nie. Paulus praat hier oor mense wat met slinksheid en terwille van hulle self die evangelie bring, en hy sê, ek het dit nooit gedoen nie, ons doen dit ook nie. Ons gaan verkondig nie die evangelie op so 'n manier dat ons die doel het om daaruit ryk te word, of ons gemeente nou groot te maak, of in die wêreld aansien te verkry nie. Wanneer ons die evangelie verkondig, dan doen ons dit in opregtheid. Ons doen niks anders as om die waarheid aan die lig te bring nie. Want ons wil met een of ander slinksheid of skelmstreek of bedriegspel niks te doen hê nie. En as mense dan die waarheid nie ontvang nie en nie aanvaar nie, as hulle hierdie skat, hierdie rykdom van Jesus Christus verwerp, dan is dit nie omdat die waarheid te ingewikkeld is nie, maar omdat die God van hierdie wêreld, soos Paulus die duiwel noem, hulle sinne verblind het. Hulle so aan die aardse en die aardse dinge vasmaak, dat hulle niks van die hemelse rykdom kan raak sien nie. Hulle kan Jesus Christus nie sien nie. Hulle kan die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie onderskei nie. Hulle kan nie raak sien, broers en susters, as hulle na Jesus Christus kyk, dat hulle God self sien en met God self te make het nie. Hulle kan nie raak sien dat wie my gesien het, sê die Here Jesus, het die Vader gesien nie. Hulle bly verduister. En daarom maak die evangelie vir hulle nie sin nie. Want dit bring nie vir hulle aardse rykdomme en aardse voordeel en aardse skatte nie. Dit gee vir hulle 'n rykdom en 'n skat uit die hemel. En as ons na Jesus Christus kyk, wat sien ons? Ons sien hom daar aan 'n kruis hang. En as ons hom daar aan die kruis sien hang, dan sien ons die heil van God, wat vir ons bekend gemaak word. As ons hom daar aan die kruis sien hang, dan sien ons die liefde van God wat uitstraal na ons toe. So lief het ek die wêreld gehad, so lief het ek jou gehad, dat ek my seun aan 'n kruis laat hang, dat jy hierdie skat van die lewe kan ontvang. Dat jy nie langer dood is in jou sonde nie, maar in Christus lewend gemaak is. En hierdie lig kom uit die evangelie boodskap. Dit kom nie uit onsself nie, dit kom nie uit ons eie krag nie. Die een wat hierdie lig in die wêreld laat skyn, sodat mense Jesus Christus kan raak sien
as God se liefdesdaad is die Heilige Gees wat ons laat glo. Die Heilige Gees wat hierdie lig oor ons laat skyn en in ons laat skyn. Dis die Heilige Gees wat ons bring tot die kennis van God, wat ons inderdaad God se liefde laat sien in Jesus Christus en die ware lewe in sy verdienste laat ontvang. Dis die Heilige Gees wat dit moontlik maak, broers en susters, vir 'n mens, om wanneer hy Jesus Christus aan die kruis sien hang, God se heil raak te sien. En dit, sê die apostel, is wat hy doen. Dis sy dienswerk. Dis wat hy kom doen in hierdie wêreld. Hy kom preek hierdie evangelie. Hy laat hierdie lig van Jesus skyn. Die skat wat hy ontvang het, gaan deel hy uit. Hy gaan om mense te oortuig dat Jesus die lewe is, dat hy die lig van God gebring het in 'n donker wêreld. En dit geld ook vir ons. Dis ons taak, dis ons roeping, om getuies te wees van Jesus Christus. Om hierdie skat waaruit ons lewe, hierdie rykdom van ons geloof, in 'n wêreld wat in armoede te gronde gaan sonder God, vir hulle uit te deel, sodat mense kan ryk word in die lewe, ryk word in God se liefde, dat hulle die skatte en gawes van Jesus Christus in oorvloed kan ontvang, want hulle ontvang hom. Dis die groot skat van ons lewe, dat ons Jesus Christus as ons Heer en Heiland ken, dat die drie-enige God in ons harte woon, dat ons aan hom verbind is. Dis 'n rykdom wat uitgaan ver bo al die armoede van hierdie wêreld, al sy ellende, al sy smart, al sy siekte, al sy dood, al sy lyding, die wonder daarvan dat Jesus Christus my Here is, en dat hy my lewe in sy hande hou. In sy liefde aan hierdie verlore sondaar, die ware lewe nou en in ewigheid gee. Maar hierdie sondaar is 'n erdekruik. Paulus sê hierdie skat is aan ons gegee, en nou gaan ons daarmee uit na die wêreld toe, maar ons gaan nie in ons eie krag nie, want ons het geen krag nie. Ons gaan in die krag van die Here Jesus uit na die wêreld toe. Ons is maar net erdekruike. En 'n erdekruik is niks besonders nie. 'n Erdekruik is ook nie iets duursaam nie. 'n Erdekruik is ook nie iets wat kosbaar is nie. En ons wat uitgaan met die skat van die evangelie is gewone mense. Die apostels is nie iets besonders nie, hulle is net tot 'n besondere diens geroep. Hulle is mense wat ook struikel en val, wat ook swaar kry en ellende ken. En ons is ook gewone sterwelinge. Ons is ook nog hier in die wêreld, mense wat leef binne die grense van hierdie bestaan. Ons het nie nou met eens iets besonderliks geword nie. As jy na my kyk en jy kyk na 'n ongelowige, wat sal jy sien as die verskil? Ons kry almal swaar. Ons huil almal soms. Ons ken almal vreugdes. Ons het almal drome en verlangens. Ons is mense. Maar in die een se hart woon Jesus as 'n skat. En die ander een het net die wêreld. Daarom is ons ook nie mense wat besonder is in die sin dat mense na ons sal opsien nie. Trouwens, gelowiges is meestal veragtes
Dis mense op wie neergesien word, omdat ons nie aan hierdie wêreld vas is nie. Omdat ons 'n ander rykdom ken, in 'n ander lig lewe, as in die van die wêreld en elke dag se omstandighede en drome en ideale. En daarom sê Paulus, het ons die skat in erdekruike. En moet ons nie na ons erdekruik lewe en lywe kyk nie, maar raak sien hoe groot die skat is. Want dis nie ons krag, en dis nie ons self en ons vermoë wat van belang is nie. Ons dra nie die gesag en ons dra nie die krag nie. Nee, dit kom van God af. Die skat is in Jesus Christus. Ons het hierdie skat in erwekruike sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Ons is maar net knegte, maar net erdekruike. En 'n erdekruik kraak en breek maklik. En nou sê Paulus op sy tipiese manier, kyk net wat gebeur wanneer hierdie wêreld jou erdekruikie laat kraak. Kyk net wat gebeur. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Die apostels is vervolg, hulle het swaar gekry, hulle is geslaan, hulle is verneder. Maar hulle raak nie neerslagtig nie. Hulle raak nie swaarmoedig nie. Hulle verval nie in depressie nie. Die oomblik wanneer die mense hulle verdruk en hierdie kruikie kraak, dan vra die wêreld, maar hoekom word julle nie terneergedruk nie? En dan sien hulle in die lewe van die apostel die wonder van Jesus Christus se liefde raak. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Verleë in die sin dat mense vra, waarmee is julle besig? En 'n mens kan nie altyd met wysheid antwoord en die wêreld se argumente weerlê nie. Daarom staan jy 'n bietjie verleë soms voor die wêreld. Soos Paulus was in Athene. Die mense vir hom sê, jy praat oor die opstanding van die dood, ons sal weer daaroor praat. Ons steur ons nie eintlik daaraan nie. En meer as een geleentheid is Paulus so in verleentheid met die evangelie. Daarom dat hy sê, dis die dwaasheid van God. En dit het nie te maak met die wysheid van hierdie wêreld nie. Maar as ons dan nou so verlees, dan is ons nie sonder 'n antwoord nie. Ons is nie radeloos nie. Ons raak nie paniekerig en wonder wat moet ons nou doen nie. Ons verkondig die evangelie. Ons bring die raad van God. Wanneer ons kruikie kraak, dan skyn die lig van Jesus se wysheid daaruit. Ons word vervolg, maar is nie verlate nie. Hulle ons soek om ons dood te maak, om ons te vernietig. Wanneer hulle so met ons omgaan, dat ons in hierdie wêreld die uitgeworpenes is, dan is ons nog al die tyd nie alleen nie. Want God verlaat ons nie. Niks kan ons van sy liefde skei nie. As die wêreld met sy vervolging ons kruik breek, dan skyn die skat daaruit van Jesus wat sê, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Ons is neergewerp, maar nie vernietig nie. Dit kom uit die stoeikruit. Ons teestander druk ons vas op die mat, maar hy dwing ons nie tot oorgawe nie. Ons is daar vasgedruk, maar ons het nie oorgegee nie, want ons leef uit die krag van God.
selfs as die wêreld en die omstandighede ons kruit breek, dan vernietig dit nog nie die skat wat in ons is nie, maar dan stroom die lig daaruit, die wonder daarvan, dat ons in Christus oorwinnaars is, meer as oorwinnaars. Paulus sê, gaan kyk nou maar, julle het hierdie skat in erdekruike, goed wat maklik breek, en julle is ook so, voortdurend is julle besig in hierdie wêreld om die dood te trotseer. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in ons liggaam om. In al die forme wat die dood nou maar het, in die vorm van armoede, van veragting, van siekte, van lyding, van die versoekinge tot die sonde. Ons ken die dood in al sy gesigte. En as gelowiges is ons daaraan blootgestel. Dis die wêreld waarin ons leef. Maar die lewe van Christus word in ons liggaam bekend. As die hele wêreld ons konfronteer met sy doodwees, dan lewe ons uit die skat van Jesus Christus. Dan lewe ons as mense wat weet en getuig en met ons gedrag en ons optrede dit toon, dat ons nie aan die dood uitgelewer is nie, maar in die krag van Christus die dood oorwin het. En so word ons getuies van die Here Jesus. Getuies van die groot skat wat ons het. Die skat dat Jesus Christus in ons woon. Die skat van sy evangelie wat deur ons omhels is en waaruit ons gaan lewe. En hierdie groot skat, broers en susters, maak 'n mens se lewe natuurlik ryk en vol, oorlopends toe vol, met al die dinge wat ons aan die begin genoem het. Met die vreugde en die vrede en die sekerheid en die hemelse kwaliteit. Ons lewe as die kinders van God, omdat Jesus in ons woon. En ons lewe as die kinders van God, van hierdie skat uit met die groot opdrag. Moet dit nie vir jouself hou nie. Gaan gee dit. Gaan deel dit uit. Gaan saai die saad oral in die wêreld, as ons nou maar die gelykenis van Jesus kan gebruik. Moenie terughou nie. Steek jou hand diep in die saadsak. Gaan saai op die harde plekke, gaan saai op die pad, gaan saai onder die dorings. Saai, want jy het hier die groot skat, wat die rykdom is vir die wêreld. Die lig, die sout vir die aarde is u en ek. Ons het die skat van Jesus Christus. Wat meer is nodig, broers en susters, in die ellendige tye waarin ons leef, in die donker dae waarin ons as volk bevind, in die swaar omstandighede waar ons as land moet deurworstel. Wat het ons meer nodig as die skat van Jesus Christus, wat onder alle omstandighede sê, kyk, die lig van God skyn, en in die lig is daar lewe vir die mense. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u dat ons die skat van Jesus Christus in die geloof mag hê, dat u dit vir ons gee deur die krag van die Heilige Gees,
dat U dit aan ons toevertrou, al is ons maar erdekruike. Ons bid, Here, dat hierdie skat ons lewe so sal vul, dat telkens wanneer die omstandighede in die wêreld ons kruik laat kraak of laat breek, die rykdom van Jesus Christus daaruit sal vloei na die hele wêreld om ons. En help ons daartoe dat ons ook hierdie skat sal meedeel in 'n wêreld wat verlore gaan sonder kennis van God en sonder liefde vir God. Dat ons opnuut die kennis en die liefde wat van U uitgaan, die waarheid, sal verkondig, sodat mense kan glo en kan lewe uit U liefde. Stel ons daartoe in staat, Here, deur die krag van U Heilige Gees. Gebruik ook hierdie gemeente so in U diens, dat ons waarlik dit waardig mag wees om geroepe kinders van God te wees, geroepe getuies van Jesus Christus ons Here. Verleen ons daartoe U krag. Dit bid ons in die naam van ons Here. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 274. Ons sing die 3de en die 4de vers van gesang 274 ten slotte. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal bly. Amen.